Ons sit die heeltyd met hierdie twee werklikhede in ons binneste, 'n hinkering na die nuwe lewe wat ons kan sien en graag wil hê, maar hierdie ja-maars wat ons terughou en wegtrek en laat nee sê vir die nuwe lewe. Gaan maak vrede. Nee, wag 'n bietjie, wat hulle gedoen het. Ja, ek weet ek moet dit doen, maar en daai trekkrag van die ja-maars in my lewe keer dat ek die nuwe lewe leef. As ons eerlik is, dan moet ons sê, ons ken hierdie werklikheid. So ek wil vanaand vir jou help om te verstaan, wat is dit as Paulus sê, ouens, die vrug van die Gees moet in jou lewe gestalte kry. My tradisionele antwoord was, ek moet kies vir die vrug van die Gees, is dit nie? Dis my keuse. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Ek was verkeerd, toe ek dit vroeër vir mense geleer het. So, hoe moet ons dit verstaan? En nou moet ek eers vir jou 2 ander goed sê, wat nogal langerig is, om jou te help verstaan, wat is die vrug van die Gees dan. Die eerste een is, die nuwe lewe wat ek en jy ontvang het, is 'n lewe wat die Gees in ons tot stand gebring het. Ons het dit nou al reeds vir mekaar gesê, maar kom ek lees dit weer vir julle uit Titus 3 vers 4 tot 6. God het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. En dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat ons sondes afgewas het en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Daai nuwe lewe wat in my begin is in wedergeboorte is 'n werk van die Heilige Gees. Maar dis nie waar die rol van die Heilige Gees in my nuwe lewe ophou nie. Dis glad nie waar dit ophou. Die rol van die Heilige Gees hou aan, want hy begelei my dat hierdie nuwe lewe wat hy gegee het, al meer ontplooi en groei en groot word in my lewe. Hy begelei my dan.